Ek en my vriend Diek Vorendyk is tussen die twee reekse Kalahari toe. Ons het eers gaan kuier by die Leriche familie, die stigters en vir omtrent 6 dekades lank ook die parkhoofde van wat vandag die Galagadi oorgrenspark is. Die Kalahari is 'n man se droom, 'n motor se hel, 'n bees se hemel en 'n vrou se verdriet. Dit is nou maar so. Maar ons wou ook gaan draai by die laaste Boesman familie wat die park moes verlaat destyds, die Kruipers, met oom David aan die spits, bygestaan deur sy broer Kort Hendrik, oftewel Buks, en sy seuns Toppies en die troonopvolger Johnny. Ons wou ook saam met hulle die wildernis in, om te sien of hulle pogings om hulle tradisionele lewenswyse oor te dra aan die nageslag enige vrugte afwerp. In die proses is die trok amper afgeskryf, met lewensverlies daarbey. Maar wag, ek loop dinge alweer vooruit. Om David Kruiper op te spoor is 'n bietjie meer ingewikkeld as om by die Leriches uit te kom. Die Kruipers het destyds 'n grondhuis ingesit omdat hulle wou teruggaan park toe. En mettertyd het die staat toe vir hulle 'n klompie plase gekoop. Hier sal ek maar sê tussen Askam en die park se hek by Twee Riviere. Hulle het ook regte gekry binne in die park van sekere goed wat hulle daar mag doen in sekere gebiede waar hulle mag beweeg. Omtrent die tyd wat die eise toegestaan is, was hier al 'n horde ander mede-aanspraakmakers saam met hom David hulle. En ek klink vir my of hy maar swaar sluk daaraan, omdat hy so half voel, maar hulle het die eis ingesit en hulle is eintlik die enigste, soos hy net sal sê, ware Boesmans wat hier nog oor is. Hoe dit ook al sê, gelukkig was Diek nou al 'n hele paar keer hier gewees en met 'n bietjie rondvra kon ons uitvind waar oom David op die oomblik bly. Op die hoofpad na die park toe, net buite Andrieswyl, kry ons vir Patat, waar hy agter 'n skerm sit in sy sweetpak op die koel wintersoggend, net om vir elke toerist wat stilhou, vinnig sy westerse klere af te pluk en dan sy verskyning te maak in 'n stertriem, hoopvol dat die tradisionele prentjie sal help dat hy van sy kuns kan verkwansel vir 'n paar bob. En is juis hierdie illusie wat my tref. In werklikheid is die Boesmans 'n volk met 'n kultuur op die rand van uitsterwing, soos die Aborigines in Australië of die Rooihuide in die Amerikas. Met Patat se aanwysings kry ons oom David en sy familie waar hulle buite die toeriste se oë agter 'n duin bly, reg oor die Molopool Lodge in Andrieswyl. Hulle bly in volslae armoede, want hier is nie werk nie, en sosiale probleme soos drank en daggaamisbruik vier hoogtyd. Maar een ding wat die westerse wêreld nog nie kon vernietig nie, is hulle trots. Oom David wil niks anders as 'n Boesman genoem word nie, en erken nie eers die bestaan van die ander mense wat na sy suksesvolle grondeis hier opgedaag en hulle self die Komani San begin noem het nie. Ek is 'n Boesman, ek is trots daarop, want die San het nou die dag opgestaan, nadat ek die grond gekry het. Nou sê hulle die Komani San vereniging, gemeenskap, gronde, sê hulle maar. Ek is 'n Boesman. Hulle probeer om die taal te red van uitsterwing met hulle eie klein kameeldoringskooltjie. Maar met selfone en internet al hoe aantrekliker vir die jong geslag, is dit dalk 'n verlore stryd. Hulle weet wat ek hulle nou geleer, wat ek nou hierso gepraat het, is heel in hulle se kop. Dat is nie die taal nie. Dat is 'n taal wat ook nie opgetel is. Hy is ook nie geleer nie. Ouma het gebore met hom en ouma die taal se melk het hy gedrink van sy mamma af. Daaroor is dit wat ons vandag die taal praat. En dis nie net die taal wat verdwyn nie. Boesmans is legendariese spoorsnyers, maar ook die kuns staan vinnig. Die wat nog kan, soos oom David se seun Toppies, leer nou die ander. Om toerismewaarde te kan kry, moet hulle ook getoets word en 'n amptelike kwalifikasie kry. Wat is hierdie se drole? Jasie. Dis die vlaggasie. Hoe noem ze? En daai? Steenbokkie. Dat is goed. Die steenbokkie sal, as hy voel hy wil nou 'n leef losmaak, dan sal hy van hierdie punt af kom stap en hier kom staan. Ek moet net hier kom staan en eventjes agter sy liggaampie en dat lê klaar drol. En met sy twee voorpote
en dan verder weer stap. Benewens die grond buite die park, het hulle ook eksklusiewe toegang tot 'n stuk wildernisgebied binne in die Galagadi. En elke dan en wan trek oom David soontoe met sy mense, om die tradisionele lewenswyse en veldkennis oor te dra aan sy kinders en kleinkinders. Maar nou, ek is gelukkig, ek het die kennis binne in die park waar ek gebore groot geraak het. Dus jy ook selfs soos enige mens kan sien, dat hierdie kindertjies, ek wil hulle toch daar hê, om net sodat die respect nie kan verloren nie. Want dit van die ander kindertjies saamspeel, daar sien jy ook so. Maar die ding lê by die skool, hulle moet nou skool gaan, ongelukkig. En dis die skool lê die ding, verskillende kindertjies in die skool. En dis waarin ek en Diek wil saamgaan. In die proses moet ons vir hulle 'n donkie koop wat hulle gaan slag en die vleis gaan saamvat. Wat toe gebeur het is, ek het nou die geld vir die donkie vir hom gegee. En die volgende dag toe ry ek en Diek terug soontoe om net te gaan kyk hoe word die donkie geslag. Ek stel nou belang want hulle wil nou vir 2 weke daar in die wildernis gaan bly en dis hulle vleis. Die volgende dag toe ons daar aankom, toe is daar lig weggehaal. Dit blyk toe dat die donkie nog nie afgelewer is nie. Maar sê hulle, ons moenie bekommerd wees nie, ons ry nog steeds die dag daarna soos wat hulle beloof het. Hulle gaan nou maar net die donkie die volgende oggend eers slag en 'n begrafnis bywoon en 'n paar ander goed doen. Maar ry gaan ons ry. Hulle is darm nie heeltemal van die donkie afhanklik nie, want sê oom David, 'n boesman het 'n plan. Man, ek sal ook Erdman en 'n haas tot 'n leeu toe en al die anders, geensbok, alles sal ek vat en doodmaak, net met die afskeidknop hierdie aan die pylenboog, met daai 3 goed, en met my plan. En so ry ek en Diek terug na ons tydelike basis, oom Elias Leriche se heerlik afgeleë jagkamp, myle van alles af behalwe die rooi duine, die kameeldorings en die bloedmaan. En die volgende oggend is ons vol hoop en gereed om saam met die boesmans in die park in te gaan. Die volgende dag, toe ons daar aankom om te hoor van die donkie, toe hoor ons, nee, die man met die donkie het hulle verneek en hulle het nou nog steeds nie die donkie nie. Maar hulle kan ook nie meer vandag ry nie, want intussen is daar 'n klomp swart mense van Kaapstad af opgedaag wat wil hê oom David met 'n tokkelossie vir hulle uitdryf. So hulle is die hele dag in konsultasie. Chaos is 'n makwoord om te beskryf wat ons raak geloop het. Maar verseker, minstens 10 van hulle ons, die volgende dag ry ons. Sonder die donkie, maar ons gaan ry. Maar ek ryk dan nou donkie, ek dacht julle braai hom nou. Nee, dis nou hierdie tokkelossie. Is dit? So hulle is nou te honger. Het hulle gebring? En dit nou hulle se vleisbraai. Is die tokkelossie nou al uitgejaag? Sy krag is nog standvastig. Maar los hom vir net, ons het net ure. Hy het net ons deze te kom leen in ure se tyd. Dit moet nie 'n maand of 'n week toe word nie. Ja. Die reg is in hulle hande reeds al. Nou ja, wat kan 'n man nou maak? Dan sit maar terug na die jagkamp tot môre. Die volgende oggend, toe is ons terug daar. Toe ons daar aankom, toe is hulle gepak. Weliswaar sonder die donkie, maar hulle is reg vir ry. Oom David het 'n pruik op omdat hy sê sy kop kry koud, maar almal is in 'n goeie by en ons vat die pad. Voor ons by die hek kom, toe draai ons skielik af. Die bordjie sê welkom. Dis 'n klein nedersetting. En toe vind ek uit, ons draai daar af om vir Buks te gaan oplaai. Nou Buks Kruiper is oom David se broer. Oom Elias noem hom Kort Hendrik en het vir ons gesê, dis die beste spoorsnyer wat daar nog oor is vandag. So ek is toe half bly om te hoor, ons gaan nou vir Kort Hendrik oplaai. En ons daar stil hou, begin die chaos van vooraf. Ja, ek kyk dit graag. Ja, jou suster. Jy gooi my weg. Eers kry ek 'n lesing oor die verskillende name vir dagga. Aran, zo'n dit ning ara, die put. Put. Je moet zeggen om star op elkaar. Put. Kampa. Je kijkt gaan naar je. Ja, net daar gumi. Net daar gumi. Ja, daar gumi.
Oh. Ja, claro, como mucha. Ne kamba musa. Kaungara. En toe ontmoet ek vir oom Buks. My naam is Johan. Ja, Johanna. Gaan dit goed? Nee, goed ook, maat. Nou weet ek nie as jy Buksie of as jy Kort Hendrik. Dis kort, dis en dis Buks ook gemaak. Nou Buks Kruiper het nie geweet ons kom. Maar toe hy ons sien, raak hy skoon bewoog. Want sê hy het die vorige aand 'n groot hartseer gekry en hy kon nie lekker slaap nie. Maar toe hy die oggend wakker word, toe voel hy moet 'n ding brand, want hy het 'n droom gehad en 'n gesienendheid gekry en hy wil nou 'n ding brand, want hy nie weet hoekom nie. En hy vat 'n stukkie been en hy brand hierdie goed daarop uit. Hy sê toe ons hier stilhou, toe weet hy hoekom het hy dit gemaak. Het gedeeltelike oogpyn gehad en het baie mee geplaagd. Zeker opbloed. Maar het is een kwijpijn geweest. Maar daar is nog zeer, dus de aardbol. Net dat goed plak is aan. Die is aardbol, maar hier is aanster. Dit naar die leeuw loopt, dat loopt alle aardbol lopen gelijk. En kijk, de bal is die leeuw gevangen. Zeker dat ik zo'n kalpetje en hem gevreerd beetje. Daar is die bushman. En dat is echt wat die vandaag staan. Nou wil ik een beetje die bakje komen vandaag. Ik doe dat. Dat doen we. Dan hang ons om hier so. Hij moet daar hangen. En dan pas hy die kar op. Nou, wat jij nou... Oom Buks is ook 'n soort shaman. Sonder dat hy geweet het, is die aanster en die leeu groot simbole in my lewe. Maar dis ander dag se storie. En die trok met ons aardwolf logo op die deur sê hy is in groot gevaar. Maar die talisman en hy wat Buks is, sal my en die trok beskerm teen die kragte van die duisternis. In die trok kry ek en Diek boonop 'n gelukhoutjie vir ekstra versekering. Ik ga vandaag bij de aardbol lopen. Jullie uit de naam. Dat is je vader. Jij is vader. Dat is hij hier. Nou, we geven je af. Maar vader kan niet naar Boesman doen. Ook naar die Sigman doen. Je moet nou Sigman. En so ry oom Buks nou saam met ons. En saam met hom my naamgenoot Johnny, wat oom David se aangewyste opvolger as hoof van die kruipers is. 15 kilos van die hoofwerk af met die grensdraad langs, kom ons by hulle hek in die wildernisgebied. Letterlik die leeukuil. Ons gaan nou in die leeukuil. En dan sit ek en Diek, die twee boesmans wat onophoudelik raad gee van agteraf en die duine. Kyk hier op my talisman. Ek het 'n boesman wat agter my loop. Hy kyk dat ek oral is. Nou sien jy. En ons ry. Maar nou moet julle verstaan, ons is al 2 weke in die Kalahari. Op 'n of ander manier het daar sand in die petrol geland. Want ons ry nog so lekker en ons nou by die groot duine begin kom. Dis nou duine met die naam van Skoonma se hel en Leeubal en ek weet nie wat hulle het al ons verduidelik soos ons gery het. Maar toe ons nou by die groot duin kom. En ons ry hom maar op. Toe is amper heel boos. Toe begin die kar sluk en jy kan voel hy kry nie nou lekker petrol nie. En ons is terug onder toe en 'n tweede keer probeer en ons sluk en af en 'n derde keer probeer en ons intussen sit die twee op die agtersitplek. En al wat Buks kan sê is boere, gee my 'n kans. Ek en Diek klim uit. Johnny sit op my stoel en oom Buks moet op die medisynetas sit om oor die stuurwiel te sien. Ek weet nie. En toe skop oom Buks se plan in. Reg onder ons oë steel hy die rooi trok. Hey! Ek begin wonder of ons moet teruggaan. Wat maak julle? Wat sê? Trok is f***ed up. Trok moet los. En dan die licht wat op 'n ander manier. Sien al hoe lê die rooi trok op sy rug. Toe is ons alleen in die wye Kalahari. Loop ek in die park tussen die leeu sonder 'n vuurwapen.
Nou, Leo, kom met ons. En skielik kom ek agter in die stilte van hierdie gallegallie, dat ek nie meer die trok hoor nie. Die ander cruiser met al die ander boesmans op is nou al ver, ons weet nie waar hulle is nie. Nou loop ons. En toe ek so oor 'n knop kom, toe sien ek, toer, staan die trok. Toe weet ek daar's moeilikheid. Maar ek het nie geweet hoe ernstig nie. Die trok staan in 'n gat, so groot soos die cruiser self. Waar Johnny? Sien jy? Johnny, hy lê dood. My se onbievel om John dood. Bucks het sommer dadelik begin verduidelik so oor 'n afstand al vir my van hoe jammer hy is en wat gebeur het, maar ek kan skaars uitmaak wat hy sê. John is ergens in die duin. Ek weet nie waar nie en ek weet nie hoe ernstig sy beseer nie, maar in die kar kan jy sien want John is met sy kop halfpad deur die ruit. Bucks het met sy mond en goed die stuurwiel stukkend geslaan. Is net bloed binnekant. Al die agterste bagasie het die agtersitplek afgebreek en vorentoe. Dis chaos. Dis eintlik maar wat ek probeer sê. Ons kan nog nie sien hoe erg die skade self is nie. Intussen begin die son laag sit. So al keuse wat ek doen op die stadium het, is dat ek en Diekman moet begin om die trok uit te gryp. Hier so by myne. Yes, die lyn. Hoor jy my pa? Ou John soms. Sy pa is ook myne. Ou John. Ons het hom nou uitgekry met ons airlockers. Maar ons moet sien wat die skade in die kar is. Sy mond is stikkend gesny op die stuurwiel. En die vooruit. En nou is hulle albei weg, daar ergens in die duine in. En ons sit hier sonder 'n geweer tussen die leeu's. Maar ons gaan nou probeer ry en kyk of ons hulle twee by 'n kliniek kan kry. Ons het vir John en vir Bucks weer in die kar gekry en toe kon ek begin kyk na wat met John aangaan en dit lyk nie goed nie. Ons het hom probeer skoonmaak so goed ons kan en ons het hom probeer verbind so goed as wat ons kan. Maar nou is die groot ding, ons moet by die hek uitkom en ons moet hom by 'n hospitaal kry. Maar die vering moet reg. Uiteindelik het ons maar net so gery. Om 'n lang storie kort te maak. 11:00 die aand gee Molopo Lodge vir ons slaapplek, terwyl Johnny na die beste van my wete in die ambulans is op pad Appington toe. Reg, ons is nou hier oorkant Molopo Lodge indraai op die teerpad. Die kant van die pad is nou waar die kruipers bly. En die rede hoekom ek nou hier indraai is die dag na die ongeluk. Gisterand het John nou met daai lelike besering van die glas het hy by die kliniek geland. Die suster het 'n paar glasstukke uitgehaal, maar gesê het sy ook baie benoud is oor sy nek. Het sy voel hy het dalk 'n besering daar opgedoen en hy moet na die hospitaal toe in Appington. Maar getrou in sy aard soos ons hom nou leer ken het hy geweier en hy is glo terug hier by sy hut. So ons gaan nou kyk hoe gaan dit met hom. Ek's bly om te sien Johnny leef darm. Ons het kom kyk. Ja, ek is bekommerd oor jou. Yes, waar hy ou. Wat ou? Bucks. En tot my verbasing hoor ek Bucks is ook hier. En nou? Nee, zwaar. Leef hy nog? Hier hy lewe so jou. Ek weet nie. Dis 'n groot boesman hè. Hè? Ek weet nie. Ek is niemand kwaad nie. Jy is niemand kwaad nie. My broer man. Ek sê van die geweer dat jy my dood. Jy is niemand kwaad nie. Voor jy wonder omdat oom Bucks sê hy is nie kwaad nie, dink hieroor. Onthou die talisman en ons wat in gevaar was. Oom Bucks het ons gesê hy gaan ons beskerm. Jou. Hoe voel jou mond? Man, my tande is nou los. Jou tande los. Ja, jy pla my. Was jy nie by die kliniek nie? Nee, zwaar. Hoekom nie? Weet jy ek? Daar's twee dinge wat ek van nou nie. Die tronk en die kliniek. Hoekom? Dat is die boesman dat ek wil maar so vrek nie. Deur ons uit die trok te kry, het hulle ons gered van die tokkelos en hulle eie lewens namens ons gewaag. Jy moet glo, maar jy moet net onthou jy van die baas is. Weet nie wie die baas van die bank is nie. Daar is nog Jesus. Hy kyk ons almal. Maar dit gaan nie oor hy bank nie. Verstaan jy? Hierdie Here wat aanleng saam met my jaar. Op jou te jaar. Hoor jy? Ek is boesman, ek.